Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, het nou so vinnige uittreksel gesien van die skeeps- en bootverkeer rondom die Kaapse seeroete, die Suidseeroete, die suidelike roete aan die suidpunt van Afrika, wat nou vir ons maar net logies is. Dit is nou weer daai oproep na logika toe. Die straat van Hormuz, daardie skeepsverkeer is klaar toegemaak, huidiglik, en dan natuurlik weet ons mos nou maar met die eskalasie in die oorlog daarbo in die Midde-Ooste, is dit weer net logies dat die Rooi See en dan ook die Suezkanaal op 'n gegeewe oomblik ook dan nou toegemaak sal wees en nie meer skeepsvaardig sal wees nie. Wat natuurlik terugkom na die waarskuwings wat ek die eerste keer gerig het 7-8 jaar gelede in Natal, van die belangrikheid van die Suidsee-roete rondom Kaapstad, die roete rondom die suidpunt van Afrika. Want as die Suezkanaal toe is, as die Rooi See toe is, en dan nou nog die straat van Hormuz, en as konflik in die Persiese Golf, in die noordelike dele veral van die Indiese Oseaan, dan is die enigste skeepsverkeer van Japan af, van China af, van Taiwan af, met onderdele produkte, is dan na die weste toe, net om die suidpunt van Afrika. En het ons toe uitgelig, dat vir die rede, gaan Suid-Afrika 'n fokuspunt word, in hierdie stryd tussen die Oosblok en die Wesblok. En jy weet, Wesblok weet ons ongelukkig, is dit waar die nuwe wêreldorde gesetel is, ongelukkig weet ons dit is waar Babylon gesetel is, ongelukkig weet ons, hoe sien dit daarna verwys as die doringbos, die wat lyk soos ons, maar nie ons harte het nie, en ek sê hierdie dinge vir 'n bepaalde doel, maar ons sal nou daarby kom. Die punt hier is dat, dis logies dat Suid-Afrika dan nou geweldig belangrik gaan raak, is en gaan raak. Hoekom? Weer logika. U kan dit bespreek in die opmerkings, en wanneer u 'n bietjie gesels oor hierdie onderwerp, maar baie eenvoudig. Kry die Oosblok beheer oor Suid-Afrika, soos wat hierdie wêreldoorlog nou verder uitkring en eskaleer, kan ons mos nou weet en verstaan, dat hierdie Suidsee, hierdie suidpunt van Afrika, baie belangrik, strategies is, want die ou wat hom het, kan sy missiele, sy S-400s of S-300s of S-500s of selfs S-600s hier kom oprig. Of as die Weste hom kry, dan kan hulle Tomahawk hier kom oprig, en hulle skelpmissiele, en hulle Storm Shadows, en hulle HIMARS stelsels, dan kan dit hier op, so wie ook al Suid-Afrika kry, kan sy missiele, en hier's net twee partye, as sulks, en dit is die Oosblok, en die westelike blok, né? Die Bybel beskryf dit baie mooi in Jesegiel 38, wanneer Rusland en sy bondgenote, Meseg en Tubal is Libië en Sirië en Turkye en daardie bondgenote, dan nou van die Gog van Magog, hy beskryf dit baie mooi, hy sê al sy bondgenote, wat ons nou sien, teen die weste, né? In 'n ander opskrif sê hy teen Israel, wat die weste is, baie eenvoudig. So ons sien mos hierdie oorlog ontwikkel, ons sien hom eskaleer, en hy gaan na Suid-Afrika. So u kan nou vir uself dink, wat se geveg gaan hier wees, vanaf die oostelike blok, sowel as van die westelike blok, wees om Suid-Afrika onder hulle beheer, een van die twee se beheer te kry. Want die ou wat hom kry, die beheer dan hierdie seeroete ook. As die Russe en die Chinese en die Oosblok, Iran, as hulle met hulle oefening nou die dag in die Kaap, dis hoekom hierdie oefeninge gehou word, ek wil nie te veel uitbrei, te veel op 'n pad af, van hier is iets baie belangriks, wat ek met u wil meedeel, baie gevaarliks, baie hartseer, baie jammerlik, maar dis die punt waarheen ek wil gaan, maar om daar te kom, wil ek net vinnig 'n bietjie agtergrond gee. So, dis hoekom hierdie skeepsoefeninge, dis hoekom daar 500-600 miljoen bewillig word vir die militêre basisse wes van Bloemfontein en alles daarmee saam. En dan ook natuurlik die weste. Ons sien die uitsprake van die Trump-administrasie, wat dan nou natuurlik veral Amerika en Brittanje is, in 'n groot mate, Brittanje en Amerika, en hulle uitlatings en hulle deelname dan nou in hierdie stryd om Suid-Afrika, en hierdie is nou nog geld wat belê word, fondse wat belê word, maar ons begin nou 'n fisiese era, arena
betree. Daar hierdie praat, die dreigemente van die Amerikaners, gaan omsit in fisiese. En daaroor het ons 'n video vir u gemaak toe ons die informasie gekry het, en ons gaan binnekort sien dat dit was nie net informasie nie, maar inligting, né? Inligting is wanneer die informasie verwerk en dit word bewys as akkuraat, betroubaar, dan gaan dit oor van informasie na inligting toe, né? So binnekort gaan ons begin sien, daai informasie, daai onbevestigde informasie wat ons gekry het, wat ek in daardie video vir u gesê het, Amerika maak gereed. In daardie video het ons die informasie gekry dat hulle is besig om sekere opleiding onder troepe en so meer dan nou te doen vir 'n ontplooiing, vir 'n aksie. En ek het vir daai gesê, ons het nie informasie of meer gekry, detail gekry van hoe hierdie ontplooiing sal plaasvind nie, maar ons het gekry dat hulle besig is met opleiding en wat dan nou daarmee saamgaan. So dit het ons gekry en ek het dit met u gedeel. En nou het ons informasie gekry, weer informasie, ek kan dit nie bevestig nie, is onmoontlik om dit te bevestig, ons sal dit wel later sien, wat wel interessant is dat daar 'n profesie daaroor is. Daar's 'n profesie wat sê, hier kom 'n burgeroorlog. En dis 'n burger, ons praat nie van die massas nie, ons praat nie van die swartes nie, ons praat van ons. Hier kom 'n burgeroorlog tussen ons blankes. Dis, ons sien dit baie duidelik gesê, 'n tweede rebellie, 'n burgeroorlog. En ek begin sien en verstaan hoekom hier 'n burgeroorlog in Suid-Afrika gaan kom tussen ons. Want die twee pole, die twee affiliasies, die twee groeperinge gaan eenvoudig wees. Die een groepering wat Omsiener gesê het, ons het ons eie rigting gekies, daardie rigting is 'n rigting om terug te keer na 'n volkome herstel van die koninkryk van ons Skepper in die suidpunt van Afrika. Dis daardie rigting. Ons het een begeerte en dit is om ons koning, ons Messias, ons Vader in die hemel weer in volle beheer, in volle eer, in volle erkenning in hierdie land te dien en te sien. Te sien en te dien, dit is die een groepering. Die ander groepering is duidelike groepering wat saam met die nuwe wêreldorde, nie saam met die Russe nie, ons praat nie nou van die massas nie, ons praat nie nou van die swartes nie, hulle is nie nou in hierdie video nie, hulle is nie betrokke hier nie. Hierdie gaan oor 'n potensiële burgeroorlog. En dit is wat die informasie wat ek met u wil deel, wat jammerlik is, maar wat logies vir my is. En ek gaan so vinnig terugspring in die geskiedenis, kort en vinnig, in 'n paar sekondes. In die verlede, wanneer die Suid-Afrikaanse regering links beweeg, drasties en radikaal, het hulle die intelligensiedienste sekere organisasies geplant. Dit is hoe dit werk. Want jy weet, jy gaan nou iets doen, wat baie mense gaan ontstel. So voor jy dit doen, stel en plaas jy sekere leierskap, wat geluide maak, wat die ontevrede ou van gaan hou. So, kom ons sê, in die ou Suid-Afrika, 1980s, 1990s, daar rond, het hulle geweet, nou gaan ons drasties links gaan. Ons gaan met die ANC begin onderhandel, en ons gaan eventueel die land vir hulle gee. Maar hier's 'n groepie, ver regs is, wat nie net 'n klein groepie is nie, maar 'n bewese groep, wat hieroor nie tevrede gaan wees nie, en kan oorgaan in fisiese weerstand. Byvoorbeeld. En wat hulle dan doen, is, ek gaan nie organisasies se name noem nie, ek weet watter, maar dit daar gelaat, ons gaan nie dit doen nie, is nie nodig nie, want ek wil 'n waarskuwing rig, en jy moet dit begryp en verstaan. 'n name gaan 'n wrang smaak bring. Dit gaan een ou gaan voel wat opreg in daai organisasie is, gaan sê, nee, my leier verseker nie. So ons gaan nie in stryd met mekaar gaan oor dit nie, maar die logika is mos nou logies, mense. In die ou Suid-Afrika, wanneer hulle geweet het, ons gaan nou skokkend links beweeg, hier is 'n groep wat baie ontevrede gaan raak, kom ons stel hierdie persoon, stuur ons in so 'n vakuum, in so geleentheid, in so leemte, want nou soek daardie ontevrede groep, soek 'n leier, soek leiers, kom ons gee vir hulle leiers. Maar daai leiers word gefinansier, betaal, opgerig deur die intelligensiedienste. Dis hoe dit is. Dis hoe dit werk. Ek gee vir julle 'n blik van die intelligensiewêreld, waarin ek betrokke was.
Nie met hierdie politiese intelligensie, gelukkig nie, ek is bedank voor dit, as gevolg van die feit, laat ek wil amper sê, ek amper noem ek nou vir my vriende, wat groot name is in die intelligensie, in nie intelligensiewêreld as sulks nie, as dapper soldate. Amper noem ek nou van hulle se name, maar ons almal het bedank, toe ons sien, nou gaan ons polities geïmpliseer raak, né? En daarom is ek toe nou einde 91, begin 92, as ek reg onthou, is ek toe nou uit. Maar genoeg daar gewees, om die werkswyse van hierdie boosdoeners, hierdie mense wat geen geloofsbeginsel en inbors het, om daardie werking te sien, te verstaan, en om ek wil amper sê te ruik wanneer hy kom. So nou kom ons by die jammerte, by die hartseerpunt, en dit is dat die informasie wat ek nou gekry het, onbevestig, maar dis vir my logies in terme van die werking van intelligensiedienste. So hier gaan oorlog kom. Hier gaan oorlog kom tussen die Oosblok en die Wesblok. Nee? Ons het die skeepsverkeer nou gesien, want dit gaan vorentoe die enigste roete wees vir skeepsverkeer rondom Suid-Afrika. So nou kan jy vir jouself dink, watse tyd, geld, fisiese, wapentuig, gaan die Ooste sowel as die Weste instoot, om Suid-Afrika te win en te wen na wie se kant toe ook al. En die informasie wat ek gekry het, was dat daar dokumente, nou moet ek my woorde baie mooi kies, om nie detail te veel te gee nie. Ek het informasie gekry, dat daar dokumente of saamgestel is, maar nog nie bedien is nie, of reeds bedien is, en geteken is. Daai detail weet ek nie, maar, ek sê is informasie, vorentoe soos dinge in vervulling gaan, sal baie van hierdie dinge dan nou bevestig word en bewys word. Maar ek kom net vinnig weer terug. Dis vir my logies dat die Oosblok of die Wesblok, in hierdie geval die Wesblok, die Amerikaners en die Britte, dokumente voorberei, of nog nie gegee het nie en gaan aanbied, of reeds aangebied het en dis reeds geteken. En nou moet ek my woorde mooi kies, deur 'n leier of leiers, ek gee maar net daai wye ruimte, dis een van die twee, of 'n leier of leiers, wat dit gaan onderteken, of reeds onderteken het, in alliansie, as 'n veggroep, as 'n proxymag. Ek het in die verlede al vir verduidelik, 'n proxy is 'n ou, wat bereid is hier in Suid-Afrika, sê nou maar, proxy A, is bereid om vir die Amerikaners te veg, as A bereid is hier in Suid-Afrika om vir die Amerikaners te veg, dan sê 'n proxy van die Amerikaners. Nee. En dan hierdie dokument, of reeds geteken, of gaan omteken, om dan as 'n proxy vir die Amerikaners. Nou, jy moet baie mooi onthou. Nou begin die burgeroorlog wat Siener gesien het, vir my logies raak. Want, hier raak nou twee pole. Hier's nou 'n pool, konservatief, geloofspool, né? Gefundeer in geloof, wat nie 'n ooreenkoms sal onderteken met die nuwe wêreldorde, met die doringbos, met die mofskape, soos Siener na hulle verwys het. Hierdie Epstein-masjien. Ons almal weet dis waar Babylon is. Ons almal weet dit is wat die hele wêreld wil dikteer, wil manipuleer, wil slawe maak, wil spyt, jou DNA verwoes, verander dat jy half robot, half mens, wat ook al is. Dis teen hulle wat ons stryd is. En is hulle, wat die dokumente is reeds opgetrek. Dit weet ons. Of dit al bedien is en geteken is, ek gaan dit laat ter wille van nie te veel detail nie. Maar is vir my logies, want in die verlede, in die hede, die oomblik wat enige land op hierdie aardbol besluit, as die Ire môre besluit, ons gaan regs beweeg, dan gaan en hy's 'n regering, by wyse van voorbeeld, dis maar net 'n voorbeeld, en die regering weet ons gaan radikaal na 'n kant toe beweeg, dan rig sy intelligensiedienste leiers op, om dan die vakuum te vul, sodat die mense dan agter daardie leier
aanloop en na hom toe gaan, en is hulle ou. So hulle het uiteindelike beheer. Dis hoe dit werk. Dit werk nie anders nie. Ek kan vir u legio voorbeelde noem. Enige iemand wat bietjie navorsing doen, 'n bietjie weet van Babylon, van die wêreldmagte, van die stelsels, van intelligensiedienste, van die CIA, van Mossad, van MI6, van enige van hierdie, van die KGB, van die GRU van Rusland. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. Dis logika. Kom ek gee nog 'n voorbeeld. As die Amerikaners weet ek gaan môre 'n oorlog voer teen 'n land en my gepepel gaan ontevrede wees, dan skep die CIA 1 of 2 of 3 leiers wat daai vakuum van die mense die gepepel is ontevrede, ons wil nie oorlog hê nie, en dan kom maar sekere leiers opgerig voortydig, want hulle weet ons wat hulle gaan doen. Voortydig opgerig, en daai ou, hy praat daai mense se taal. Hy is die spreekwoordelike wolf in skaapsklere. Spreekwoordelike wolf in skaapsklere. En ek sê vir u, as dit nie vir jou in Suid-Afrika gaan, en ons praat nou met die blankes, as dit nie vir jou gaan oor ons Skepper, deur sy Seun en sy Gees, as dit nie vir jou dit, nie lippetaal nie mense, hart, as dit nie in jou hart gaan oor dit nie, dan is jy in die ander kraal. En dan begin hierdie ding nou vir my logies sin maak, dat ons met 'n burgeroorlog gaan sit. Want ek gaan nie saam met Babylon, saam met die doringbos. Daar's nie 'n manier nie. Mag die Vader my die krag, die genade, die deursetting, alles gee, om nooit saam met die duiwelse masjien, Babylon, nuwe wêreldorde, noem hulle wat u wil, Illuminati, Rome, noem dit wat u wil, hulle is almal een en dieselfde. Masjien, voor en met te veg nie. Mag die Vader ons daarvan behoed. En dis die pool, die een groepering. Die ander groepering gee nie om nie. Die ander groepering gee nie om 'n slaaf van die wêreld te word. Die ander groepering gee nie om nie. Want hulle is so kortsigtig en dink net aan die finansiële voorspoed en die gemak op die kort termyn. Al is jy nou maar oor 5 jaar of 7 jaar van nou af begin jy half robot raak na 10 inspuitings, of wat ook al die geval is, by wyse van voorbeeld. Hulle is maar soos 'n tipiese verraaier. Dis hoe 'n verraaier dink. Hy dink net aan sy voordeel vir daardie oomblik. Geen beginsel, geen geloof uit die aard van die saak, want beginsel is gefundeer en kom uit geloof uit. So kykers en luisteraars, om af te sluit, op die einde van die dag, hoe weet ons wie is hierdie mense wat ooreenkomste gaan onderteken met die doringbos om vir hulle te veg? Hoe weet ons? Ons weet nie. Hoe weet u en ek wie's verraaiers? Hoe weet ons dit? Ek glo ons Messias het geweet Judas Iskariot is een, want hy het die gees gehad, maar hy het geweet hy moes dit toelaat om sy raadsplan in vervulling te bring, om vir ons sondes in te tree. Hoe weet ons dit? Maar daar's een wat weet, en dis ons Skepper in die hemel. En mag u daardie mense wat hom siener gesê het, ons het ons eie koers. Daardie koers is die smalweg. Daardie koers is die koers waar ons Skepper ons belangrikste is. Deur sy Seun, ons middelaar, ons verlosser, ons koning en sy Gees hier op aarde, wat ons lei en vir ons lig werp en lig gee in hierdie donker wêreld. Dit is daardie groepering wat ons op ons eie koers het. En dan begin dit vir my logies sin maak dat ons gaan in konflik kom. Of nie ons met hulle nie, gewoonlik is dit hulle teenoor ons. Is altyd die Christen, is nooit die aggressief nie. Hy word vervolg, hy word op brandstapels, hy word op in kolosseums deur luiperds en tiere en wilde diere verskeer. Dit is nooit andersom nie. Maar hoe dit ook al sy. Ons gaan nie net oorleef nie, ons gaan oorwin. En om terug te kom na die vraag toe, hoe weet ons? My gebed in hierdie dag, in hierdie oggend is dat u so verhouding met u Skepper, deur sy Seun en sy Gees sal hê, dat u 'n gebed hiervan kan maak, en sê, Vader, moet ek hier deel van raak, moet ek hier aansluit, of nie? En dat u op so wyse u antwoord, want as u 'n antwoord kan kry, deur die Gees, wat u op aarde is, omdat u 'n verhouding met u Skepper het,
Daar's geen beter antwoord as dit nie. Dit kan nooit verkeerd gaan nie. So my antwoord was soos 'n ou my gevra het baie jare, toe ek Suidlanders net begin het, ons praat van 25 jaar gelede ten minste, was een van my eerste vergaderings daar in Arkon Park Vereniging. En daar staan so 'n jongman op, Jean was sy naam, ek kan nou nog onthou. En Jean sal dalk die video kyk en hy sal daarvan kan getuig. En hy sê vir my, hoe kan ons jou, kan ek jou vertrou? Dit was die vraag. Ek sê vir hom, nee, jy ken my 10 minute, jy ken my halfuur. Hoe kan jy iemand ken, as jy my halfuur ken? Ek sê, maar wat ek jou gaan antwoord is, maak 'n gebedsaak hiervan. Vra die Vader of jy my kan vertrou. En jy hoef my nooit te kom sê wat die antwoord is nie. As die Vader vir jou sê ja, dan het jy jou antwoord. So ek sluit af deur vir u te sê, maak 'n gebedsaak oor elke leier in hierdie behoudende, konservatiewe groepering. Want onthou 'n verraaier, praat jou en my taal. Hy praat wat ons wil hoor. Inteendeel, ja, hulle word geleer om dit so te doen. Maar net die Gees kan daardie onderskeiding doen. So lê, voor jy aansluit, moenie dit 'n vinnige, impulsiewe besluit maak nie. Lê dit voor die Vader. Vader, hier is 1, 2, 3, 4 organisasies. Wat een van die 4 moet ek nou? Moet ek die een? Moet ek die een? Maak 'n ernstige gebedsaak daarvan. En dan is my gebed dat die Vader u antwoord sal gee. Want wat ook al die antwoord is, as jy 'n verhouding met die Vader het, binne sy weë en sy insettinge hou, sal sy antwoord wees om jou te red en jou uit te help en deur te dra. As jy nie 'n verhouding met hom het nie, jy hou nie sy insetting en verordening en jy dra nie die vrugte van liefde met jou hele hart, siel en verstand teenoor die Vader nie, sal hy jou sê om by 'n organisasie aan te sluit wat tot vernietiging gaan. Dis soos dit is. So, die belangrikheid hier is, eerste, om 'n lewende, kragtige verhouding met jou Skepper te hê, deur sy Seun en sy Gees. En wanneer jy dit het, dan die vrug daarvan te dra. En dan te vra, waar wil u hê moet ek wees? Waar moet ek my gewig ingooi? En dan sê ek vir u, u is welkom by Suidlanders. Pragtige week, tot ons weer praat. Ek gaan 'n bietjie meer detail gee oor die regmaak van die Suid-Afrikaanse regering, ook vir wat nou kom, wat die fisiese nou begin behels in 'n volgende video. Totsiens, goed gaan.